Eerste ding wat gebeur het, nadat die nuus die hemel bereik het, dat die mens gesondig het, is dat God onmiddellik na die verlore mens kom soek het. Die Bybel sê dit so mooi in die aanwinkie, wandel God in die tuin van Eden en hy roep na Adam. Sê Adam, waar is jy? Sy stem is vol medelyde, vol genade, innige deernis. God is diep teleurgesteld, maar daar is geen verwyt nie. Hoewel God sonde verafskuw, het hy die sondaar lief. Adam moes eintlik die een gewees het wat die soeker moes wees. Hy moes op en af in die tuin geloop het en geroep het, my God, waar is U? Maar die Verlosser het hom na hierdie donker wêreld gehaas, nie omdat die mens te vernietig nie, maar om aan hom 'n reddingsplan voor te stel. En hy het die mens gevind, tussen die struike, tussen die bosse waar hy vir sy skepper weggeskruip het. Nadat Adam gesondig het, het hy so skuldig gevoel dat hy sy skepper nie meer in die oë kon kyk nie. Daarom kruip hy weg. Wanneer die verhouding tussen mens en God verbreek word, dan kruip die mens gewoonlik weg. Dis waarom mense nie meer kerk toe kom nie. Dis waarom mense ophou Bybel lees en bid. Dis waarom mense hulle onttrek van kerkaktiwiteite. Kerkmense vermy. Jy kan vir mense wegkruip, maar dis nie moontlik om vir God weg te kruip nie. Daarom sê Dawid, hoe sal ek die Heilige Gees ontvlug? Waarheen sal ek vir die Here wegvlug? Vaar ek op na die hemel? U is daar. Maak ek die doder uit my bed? Kyk, U is daar. Die Heiland soek die mens en hy vind hom in sy wegkruipplek. Jesus Christus snuffel alle sondaars uit en hy nooi hulle om sy verlossingsplan te aanvaar. 6000 jare gegaan en sy roepstem na die sondaar weer klink nog steeds in ons ore. Op een of ander tydstip van ons lewens het elkeen van ons al God se stem gehoor. Waar is jy? Sy roepstem gaan ons ook vanmôre hier hoor. Daarom is dit belangrik om op die volgende vraag te antwoord, waar is ek? Waarheen is ek op pad? Wat sal my einde wees? 'n gemeente kan uit 3 groepe bestaan. Eerstens die belydende Christen. Tweedens die vervreemde Christen. En derdens die onbekeerde Christen. Ten eerste vra Jesus vanmôre aan die belydende Christen die ondersoekende vraag, waar is jy? Jesus het op 'n keer vir die voorste kerkleier hierdie vraag gevra in Israel. Nicodemus, as jy gered wil word, dan moet jy weer gebore word. Kan dit wees dat Jesus ook hierdie deurtassende vraag aan ons stel? Het jy al tot bekering gekom? Het jy al wedergeboorte ondervind? Ons is verontwaardig by so 'n vraag, by die gedagte van so 'n vraag, maar dit is moontlik dat 'n persoon vir 10
tot selfs 30 jaar 'n kerklidmaat kan wees en kan deurgaan as 'n goeie Christen en selfs as 'n kerkleier, maar nog nooit ware bekering ondervind het nie. Nicodemus, die kerkleier, is hiervan 'n voorbeeld. Dis moontlik dat 'n persoon die werke van die wet kan uitleef en soms tradisie en rites en seremonies kan verhef, dat hulle meer lojaal is as waarna die werklikheid verwys. Dis moontlik om 'n uiterlike skyn te hê van godsdiens, maar die krag van godsdiens nie ken nie. Dis moontlik om aan 'n kerk te behoort en dat jou naam veilig op die kerkboeke geskryf staan, maar dat jy eintlik sonder God leef. Dis moontlik om te bely dat jy al vir jare 'n Christen is, maar dat jy soos die gelowiges in Efese die vraag gestel kan word, het jy al die Heilige Gees ontvang? En die antwoord kan kom, nee, ek het nog nooit daai belewenis gehad nie. Nou moet nie aanstoot neem vanoggend wanneer ek vir jou vra of jy al tot bekering gekom het nie. Want die Laodicea boodskap, die boodskap aan die Adventvolk, die boodskap aan hierdie volk is, bekeer julle. Dit staan so geskrywe in Openbaring 3. Moenie dink dat ek ook om verskoning vra vir hierdie vraag nie, want ek weet wat my so 'n vraag laat vra. Ek het in 'n godsdienstige huis groot geword. Ek het van kindsbeen af gereeld die Sabbatskool en die eredienste en die bidure bygewoon. Ek was by elke kerkbedrywighede teenwoordig, maar ek was nog nie gered nie. Dis eers later, toe ek tot bekering gekom het en wedergeboorte ondervind het. Ek hou 'n reeks dienste daar in Oos-London. En net voordat ek moet opgaan op die preekstoel, sê die ouderling vir my, hy sê vir my, ek ly in 'n kwartaardige siekte. Die dokter sê ek gaan binnekort sterwe. Hy sê, en ek besef, ek gaan sterwe. Ek kyk hom aan, ek sê vir hom, as jy weet jy gaan sterwe, is jou saak reg voor God. Die mense sit te wag vir ons binne, maar hierdie gesprek moet ons eers hê. Hy sê, hy verleef vir my, hy sê, ek het groot geword in hierdie kerk. Ek sê, ek vra nie vir jou of jy in hierdie kerk groot geword het nie, ek vra vir jou of jou saak reg is met God, as jy dan nou dink jy gaan sterf binnekort. Hy is so verleë. Hy sê, maar ek dien as 'n ouderling in hierdie gemeente vir jare. Ek sê, ek vra nie of jy 'n ouderling is nie. Ek vra vir jou, het jy al vrede gemaak met God? Ken jy God? Het jy wedergeboorte al ondervind? Is jy gered? Hoeveel dierbare mense van ons sit nie van Sabbat na Sabbat in die kerk, sonder sielevrede, sonder hoop, ja, sonder God. Dis maar goed dat ons nie mekaar se harte nie, maar diep in jou binneste weet jy met wie ek praat, en nie net met hierdie gehoor nie, maar met die wat ingeskakel het. Jy belydende Christen, wat nie werklik 'n ware belewenis het met Jesus Christus nie. Die Here roep, waar is jy? Waarom kruip jy tussen die kerkbanke? Jy moet antwoord, want jou lewe is op die spel. Jy's 'n sterfling. Wie van ons het die versekering dat ons môre die son gaan sien opkom? Ons is sterk. Daarom moet ons saak reg wees met God. Jy moet antwoord. Die Here vra ook ander vrae aan die belydende Christen. Waar is jy in jou geestelike opwassing?
Het jy geestelik gegroei? Waar is jou kinders? Waar is die siele wat deur jou getuienis tot bekering gekom het? Dis hoog tyd dat daar 'n herlewing moet plaasvind, wat moet uitloop op 'n hervorming. Dis hoog tyd vir 'n nuwe doping van die Heilige Gees, terug na die binnekamer, terug na die woord van God. Laat ons nou praat met die vervreemde Christen. Hulle wat Jezus met hom gewandel het, maar teruggeval het. Hulle het uitgedraai op die Christelike pad. Sonde bring skeiding. Sonde vervreemd ons van God. Jezus, my liewe vervreemde kind, waar is jy? Jy het jou eerste liefde verlaat. Hoekom het jy my nie meer so lief soos in die begin nie? My vriende, om van God vervreemd te raak, vind maklik plaas. Dit kan hier onder ons plaasvind met dierbare mense wat langs ons in die kerkbanke sit. Kan gebeur met ons eie huismense. En die Here roep na jou, waar is jy? Wat soek jy hier? Jy moet omdraai. God sê, jy het vir my vreemd geword, ek ken jou nie meer. So nie. Die skrif dink daaraan, hoe ver jy agteruit gegaan het. Bekeer jou, en doen weer wat jy in die begin gedoen het. Die verhaal van die verlore seun in die Bybel, wat sy vader se huis verlaat het, beland in die varkhok, en dit is daar in die varkhok dat hy nadink, hoe ver hy van God weggedwaal het en agteruit gegaan het. En dit is daar tussen die varke dat hy besef, dat hy is op 'n verkeerde pad. Daarom, my vriend, as jy op 'n verkeerde trein is, moet jy seker maak om by die eerste stasie af te klim, want hoe verder jy reis, hoe duurder gaan dit jou kos om weer terug te keer. En almal wat op hierdie trein reis, is op pad na nêrens nie. En as jy nie betyds omdraai nie, dan kan dit noodlottig wees. Kan iemand help? Ja, sê Paulus, Christus is magtig om oneindig te doen as wat ons voorbid en dink. Dis hoog tyd dat die evangelie weer met krag op 'n Sabbatmôre om 11:00 verkondig moet word van die preekstoel. Hoeveel siele smag nie om te luister na die verlossingsplan, die pragt van die evangelie nie, terwyl die merk van die dier verduidelik word. Dit was op Vrydagmiddag lang gelede op 'n tyd in die mens se grootste nood, toe 'n verlore gaande wêreld om genade geskreeu het. Genade, want die loon van die sonde is die dood. Genade, want vreeslik is dit om te val in die hande van 'n lewende God. Genade, want die mens om te sterwe en daarna vind die oordeel plaas. Genade, want daar bly net 'n verskriklike verwagting van oordeel oor en die gloeiende vuur wat die teenstanders van God gaan verteer. Die mens was radeloos, maar dit was toe. Dit was toe die mens radeloos was dat Jezus Christus die hemel verlaat het en in oneindige liefde meer gedoen het as waarvoor ons kan bid of dink. Hy het in ons plek gesterwe, ons vir ewig lewe. En dit, vriende, is liefde sonder einde. Halleluja. Staat in jou vertel dat jy te sondig is om terug te keer na jou vader se huis, dat jy nie goed genoeg is nie, dat jy eers sekere sake moet regstel voordat die Here jou en jou sonde toestand aanvaar.
Maar die duiwel lieg vir jou. Jy kan kom soos jy is. Want Jesus het gekom om sondaars te red. Die Seun van die mens het gekom om te soek en te red wat verlore is. Maar soos Israel mag jy in wanhoop uitroep. Die Here het verlaat. God het my vergeet. Maar luister na sy tere antwoord wanneer hy sê, kan 'n vrou haar baba vergeet? Dat sy haar nie sal ontferm oor haar eie kind nie? Al sou so iets wel kan gebeur, ek sal jou nooit vergeet nie. Ek het jou in my handpalms gegraveer en die spijkerwonde in my hande. En Jesus word voorgestel as 'n besorgde herder wat agterkom dat een van sy skape is weg. Die skrif sê en hy gaan soek daardie skaap en hy draai hom op sy skouers huis toe. En as hy by die huis kom, dan roep hy sy vriende en sy bure bymekaar en sê, wees saam met my bly, want ek het my skaap wat verlore is gevind. En hoor, wat sê Jesus dan? Hy sê, net so sal daar blydskap wees in die hemel oor een sondaar wat hom bekeer. Is hier 'n sondaar? As jy kom, is daar blydskap in die hemel. As jy van God vervreemd geraak het, het jy geen verskoning. Jesus waarsku jou, dink hoe jy die evangelie ontvang het en hoe jy daarna geluister het. Hou daarmee vol en bekeer jou. As jy nie wakker word nie, sal ek onverwags op jou afkom soos 'n dief en jy sal nie weet in watter uur ek op jou afkom nie. Dan praat ek hier met iemand, nie net in hierdie gehoor nie, maar die wat ingeskakel het. Dan praat ek met iemand wat sy hemelse Vadershuis al vir jare verlaat het. Maar sê vir my, jy vervreemde Christen, is jy 'n innerlike gelukkige mens sedert jy die Here en sy kerk verlaat het? Genot van die plesierplekke, kan die materiële welvaart wat die wêreld jou bied, die storms in jou siel stil maak? Toe maar ek weet jy is 'n ongelukkige mens, want ek was ook daar waar jy nou is. Was 'n tyd in my lewe toe ek ver van my Vaders huis gedwaal het. Ek het voorgegee dat ek die lewe saam met sondaars geniet het. Maar saans wanneer ek op my bed gaan lê, het 'n eensaamheid en 'n droefheid my oorval. En die Here het dit raak gesien en toe my een aand in die straat gered. Ek het vir 'n week lank gehuil. My beker het oorgeloop. Ek het gesing, at the cross, where I first saw the light, and the burdens of my soul rolled away. It was there at the cross, when I first saw the light, and now I am happy all the way. Jesus roep sy kinders wat die pad buister geraak het. Hy sê, waar is jy? Kom huis toe. Dis gevaarlik om uit te stel, mense stel uit tot by die 11de uur, maar dan sterf hulle 10 voor 11.
Jare gelede onthou ek vir Marika, sy het nie meer kerk toe gegaan nie. Maar sy het groot geword in die kerk. En tog in haar hart was daar 'n verlange. En toe besluit sy wel om eendag kerk toe te gaan. Baie skepties met min verwagtinge. Gaan sit sy in die agterste ry naby die deur, sodat wanneer die diens klaar is, dat sy net gemerk kan uitglip. Daardie Sabbat was ek 'n besoekende prediker. En die gees van die Here was teenwoordig in daai vergadering. En ek maak 'n uitnodiging. Marie sê, sy sit daar in haar stoel. Dit woel hier in haar hart. Moet sy vorentoe gaan? Of nie? Moet sy 'n oorgawe maak? Of nie? Maar die pragt en die krag van die evangelie en die Heilige Gees se pleitstem was vir haar te sterk. En sy staan op, kom vorentoe gestap. Trane loop oor haar wange. Marika het huis gekom. Sy daarna voltyds vir die Here gaan werk. Jim Reeves sing, come home, it's supper time. En dan eindig sy liedjie, I'm going home at last. 'n Moeder bel my, sy sê vir my, sy 2 seuns, groot geword in die kerk, maar hulle kom nie meer kerk toe nie. Sê, wil jy nie hulle asseblief gaan besoek nie? Ek klop aan die deur by die eerste broer, hulle woon net so een straat en die ander woon net agter hom in die agterste straat. Ek klop aan die deur, hy maak die deur oop, sonder om iets te sê. Sê ek vir hom, die Here het 'n boodskap vir jou. En ek kom om daai boodskap vir jou af te lewer. Hy staan, hy kyk my verstom. Ek sê, die Here wil hê, jy moet terugkom kerk toe. As jy wil hê, ek moet jou help, om jou weg terug te vind, na Jesus Christus en sy kerk, ek gaan jou broer besoek in die straat agter, bel my soontoe. Ek gaan na die broer, klop aan die deur, doen dieselfde, ek sê, my vriend, ek het 'n boodskap van die Here vir jou. Hy sê, jy moet terugkeer kerk toe. Hy laat my in, die foon lui, ek sê, dis vir my daai oproep. Ek het hulle al 2 gesinne gedoop, hulle het teruggekom huis toe. Dis hoog tyd om soos die verlore seun op te staan en die varkhokke van hierdie sondige wêreld te verlaat. Dis hoog tyd om terug te keer huis toe. Waarom? Vriende, die wêreld is aan die brand. Wêreldgebeure sê vir ons dat ons is nie meer ver van die opraping nie. Nie die geheime wegraping nie, die opraping. Die wêreld is aan die brand. En dan moet ons in gedagte hou dat ons is sterflike mense. Maar laat die skrif nou laastens praat met 'n 3de klas van mense, hulle wat nog nie 'n oorgawe gemaak het aan Jesus nie. Jy mag sê, ek glo in God en ek glo in sy bestaan. Ek nog net ver as die duiwel self, want die duiwels glo in God se bestaan en hulle sidder by die gedagte. Jy mag sê, ek behoort aan die kerk. Maar van wanneer af kan 'n kerk jou red?
Van wanneer af kan 'n kerk jou salig maak? Die saligheid is in niemand anders as in Jesus Christus nie, waardeur ons gered moet word. Vriende, as jy nou nog nie gered is nie, wat gaan gebeur wanneer jy voor die regterstoel van God moet staan? Jy sal geen verskoning hê as jy verlore is nie. Jy kan nie die mens die skuld gee nie. Nee, want vandag, hierdie einste môre, hierdie einste dag, sal teen jou getuig in die oordeel as jy nie jou besluit gemaak het nie. Want God sal sê, onthou jy daardie môre in Tygerberg gemeente? Jy, liewe luisteraar, jy het vanmôre die geleentheid, jy sal geen verskoning hê nie. En jy kan nie God die skuld gee nie, want hy het alles moontlik gemaak om jou te red. Die Bybel sê, as jy roep, dan sal die Here antwoord, en wanneer jy skreeu om hulp, sal hy sê, hier is ek. Ek lees in die skrifte dat die sondaar is sonder God en hy is sonder hoop, maar hy is ook sonder verskoning. Hoe gaan jy so 'n groot saligheid ontvlug? Die geleenthede vlieg verby. Dis hoogtyd om tot inkeer te kom. Dis hoogtyd. Dit was nog soos gister toe ons in die sand gespeel het. Die jare het ongemerk verby geglip. En vandag is sommige van ons al grysaards. Die gevaar is dat soos wat die tyd aanstap, ons harte verhard word en die boodskappe wat ons paar jaar dit roer ons nie meer nie. Ons het gewend geraak. Die tere aan is deur 'n verharde hart verstomp. Jesus vra vir diegene wat hom nie ken nie, waar is jy? Hoe gaan jy antwoord daarop? Felix sê vir Paulus, gaan hierdie keer my verby. As daar 'n beter geleentheid kom, dan praat ons weer, maar daai geleentheid sal nooit kom nie. Die duiwel sal sorg dat daar nie weer 'n beter geleentheid is nie. Die skrif sê die beste tyd is nou. Nou is die tyd. Daar's gewoonlik 3 stappe wat geneem moet word om verlore te gaan. Die eerste een is om te versuim om verlossing te aanvaar. As ek in 'n rivier op 'n bootjie afdryf, 100 meter verder is daar 'n gevaarlike waterval, dan hoef ek nie te roei nie. Ek kan net sit en my arms vou en ek sal sekerlik my dood tegemoet gaan. Mense versuim eers om verlossing te aanvaar en dan volg daar 'n tweede stap, naamlik die verwerping van verlossing. Mense kom op die stadium wanneer hulle verlossing weier. Hulle het so baie keer nee gesê, dat hulle kan nie meer ja sê nie. Dit lyk asof hulle beweeg is, maar dan weier hulle en hulle maak verskonings. Dan volg die laaste stap, hulle verag verlossing. Baie mense het al op hierdie sport van die leer gevorder, eers versuim hulle, dan weier hulle, en dan verag hulle godsdiens. Hulle word geestelik verwaand en hulle spot met hulle saligheid. Ek hou in die stadsaal van Ceres en ek besoek 'n man, 'n talentvolle man. As foto's in sy sitkamer van hom as akteur opgetree in baie verhoë oor ons land. Hy sit daar met 'n glas drank en 'n sigaret in sy hand. Ek pleit met hom, maar hy spot. Hy sê, prediker, ek het nie groot sondes nie. En my klein sondetjies, die vergewe ek maar sommer self. Hierdie man was verlore nie omdat God hom nie meer kon red nie, maar omdat hy nie meer gered wil word nie. Hierdie man het gesterf in sy sondes. Waar is jy? Staan tog vir 'n oomblik vandag stil op jou besige lewenspad en soek en deurdink hierdie dringende vraag. Waar is ek? Die Here roep na ons op 'n tyd en op 'n plek ook dat ons dit die minste verwag.
Een aand na diens toe ek die kerkdeur toesluit, toe trek iets my aandag en ek sien daar onder 'n boom staan. Ek stap nader na hom toe. Oom Eddie Neo was in trane. Ek vra vir hom, Oom Eddie, hoekom huil jy? Hy sê, die Here het vanaand met my hart gepraat. Is daar genade vir Eddie Neo? Ek sê, Oom Eddie, God genade is vir jou genoeg, want die eerste tree op pad na Jesus Christus is om te besef jy is 'n sondaar. Die pragt van die evangelie is nie dat ons die Here soek nie, maar dat hy ons soek. Die goeie nuus van die evangelie is dat die liefdevolle Vader sal jou soek totdat hy jou kry. Gedurende die eerste 3 dae van Julie 1863, tydens die Amerikaanse burgeroorlog, het 'n gewige geveg heen en weer oor die velde van Gettysburg gewoed. Op daardie verskriklike dag het 50.000 man gesneuwel en die gewondes het gesaai gelê oor die slagveld. Oor die koringland, tussen die rotse, oral kon jy die gekerm hoor van gewondes. En omtrent 9:00 daardie aand het 'n klein liggie daar oor die koringland aangekom. Dit was 'n ou Quakers plaasboer van Pennsylvania opstal, wie se seun in die Union Army geveg het. Hierdie man was op soek na sy seun. Sien hom daar met sy lantern waar hy elke hoop dooies en gewondes ondersoek. Hy kyk na elke gesig. Die man was op soek na sy seun. So nou en dan gaan staan hy en hy roep, John Hartman! John Hartman! Jou vader roep na jou. Daaroor kan praat 'n verwonde man. Hy sê, ag ek wens, dit was my vader wat na my kom soek het. Die ou man vorder 'n bietjie verder daar na Devil's Den. Hy hou sy lantern omhoog. Hy roep weer, John Hartman! John Hartman! Hy hoor manne kerm. Hy hoor manne vloek. En dan, so van 'n ver afstand, hoor hy die stem so swak, dat net ore van liefde wat ingestel is dit kan hoor. Vader, hier! Hy hardloop struikelend in die rigting en sy lantern swaai wild. En hy vind sy seun en hy tel hom op met sy sterk arms hier op sy skouer. En hy sê, seun, moenie worry nie. Ons gaan huis toe. Hy dra hom liefdevol oor sy skouer, hy strompel voort in die nag, oor hierdie nuwe, ruwe terrein. Bloed stroom, klere, en oor jy net die vader sê, moenie worry nie, seun. Ons gaan huis toe. Moenie worry nie, seun. Vriende, jou naam mag môre nie John Hartman wees nie, maar jou vader roep na jou. Hy soek na jou met sy lig van sy oneindige liefde op die gevegsfront van hierdie wêreld van sonde. Die Here het al telke kere na jou geroep en nou roep hy vanoggend weer na jou. Jy sal my antwoord gee. Jy word gedwing om te antwoord. Want geen antwoord is ook 'n antwoord. Jy kan nie langer meer so voortgaan nie. Die skrif sê, sluit
tog, vriendskap met Jesus Christus, sodat jy vrede kan hê en daardeur goeie dinge oor jou sal kom. Dis hoogtyd om te antwoord. Here, hier is ek. Ek is 'n sondaar. O God, wees my genadig en vergewe my my sonde. Here, ek is moeg van wegkruip. Maar dankie dat U my vandag kom soek het. My Vader, dankie dat U my vandag gevind het. Halleluja.